Erik, jy het per toeval in die lugvaartindustrie beland. Jy was 'n gekwalifiseerde rekenmeester en toe het jy baie bloot toevallig daarbey uitgekom. Hoe het dit gewerk? Ek was op pad Zimbabwe toe vir 'n vakansie vanaf Kaapstad en ek het een dag in Johannesburg gehad en ek het van die onderhoud gehoor en besluit om kom kyk wat aangaan. En hulle het my die werk aangebied en terselfdertyd vliegkaartjie verniet aangebied om Harare toe gevlieg en soos 'n goeie rekenmeester het ek besluit as ek iets verniet kry sal ek die job maar vat. Soos ek in die lugvaartbedryf. Dus jy Harare toe vakansie gehou en Teruggekom en begin werk. 96 sluit jy aan by Comair, maar ek wil stil staan by Comair spesifiek. Dit het begin 60 jaar gelede met 3 vlieëniers wat gesels het. Hoe dit begin? Dit is nou eintlik 67 jaar gelede. Daar was 3 vlieëniers van die Suid-Afrikaanse lugmag wat besig was met in die Tweede Wêreldoorlog in Egipte. En hulle het daar gesit en besluit om 'n lugredery te begin na die oorlog. En eers het hulle begin met die verkoop van vliegtuie en kort daarna begin passasiervliegtuie begin vlieg. Hoe die eerste roetes gewerk? In die begin was dit maar die klein roetes. Ons het meestal die myne gediens in Welkom en in Phalaborwa en dan ook begin vlieg na Pietermaritzburg en Skukuza en Margate. En so klein roetes, die so ongeveer 1 uur lank. Nou goed, 'n groot verandering kom in 1992. Die lugvaartindustrie dereguleer. Wat het dit beteken? Voor 1992 kon net SAL op die hoofroetes vlieg en hulle het 99% van die markandeel gehad. So die regering wou hê dat die privaat maatskappye ook betrokke raak en hulle het beleid geskep en wet geskep dat om SAL se praktyke te reguleer en om die privaat lugrederye aan te moedig om op die hoofroetes te vlieg. En so het kom hy begin op die hoofroetes, eers op Johannesburg na Kaapstad en dan Durban toe en so aan. In 1996 doen julle 'n groot transaksie. Dit is 'n groot stap. Julle het sluit 'n ooreenkoms met British Airways om die plaaslike Suid-Afrikaanse roetes te bestuur namens hulle. Hoe het dit gewerk en hoekom is dit 'n goeie transaksie vir julle? Ons het gesoek na 'n wêreldbekende merk en 'n wêreldbekende loyaliteitsprogram vir gereelde reisers. En ons het 'n bietjie met British Airways gepraat, met ander lugredere gepraat en die British Airways merk het goed vir ons gelyk. Hulle wou nie die maatskappy oorneem nie, hulle wou nie betrokke raak in die bestuur van die maatskappy nie en dit het goed vir ons gewerk, dit soos dit wou hê. En terselfdertyd het ons gehelp om die BA merk in Suid-Afrika te bevorder en daarom werk die verhouding baie goed vir beide maatskappye. En dit werk nou nog vir julle? Ja, beslis. Erik, 2001 is 'n baie groot stap. Julle besluit om 'n laagkoste internet lugredery te begin, Kulula.com. Hierdie is 'n lugredery wat toetree tot die mark en wat vlieg wil verander. Ek wil begin die naam Kulula.com. Waar kom dit vandaan? Ja, Kulula beteken maklik in Zulu. En ons wou vlieg maklik maak vir die Suid-Afrikaanse publiek. Later het ons gehoor dat dit ook maklik beteken soos in losbandig, maar ons sal dit maar ignoreer. Hoekom is julle suksesvol? Hoekom is Kulula.com suksesvol? Want as ek teruggaan, sedert die regulasie het 11 lugrederye gekom en omgeval. Julle het gebly, julle handelsmerk vlieg nog steeds. Wat maak julle suksesvol terwyl al die ander dit nie reg kry nie? In die bedryf moet jy altyd na langtermyn kyk en altyd op langtermyn fokus en daarin belê. Dis baie keer aanloklik om korttermyn wins te vat, maar die besluite oor vliegtuie en oor beleggings in passasier, produk en in jou mense en so voort, is altyd langtermyn besluite en dis waar jy moet fokus. Die lugvaartindustrie wêreldwyd het 'n reputasie dat dit besonder moeilik is om geld te maak. Warren Buffett het op 'n tyd daarna verwys dat as daar beleggers en bankiers was by Kitty Hawk toe die Wright broers gevlieg het, sou hulle die Wright broers geskiet het. En die punt is, een van jou hoofinsette, meer as 30% van jou uitgawes is die olieprys wat jy geen beheer oor het nie. Hoe bestuur 'n oue besigheid in hierdie omgewing? Jy moet gou besluite kan neem en jy moet heel buigbaar wees om altyd aan die situasie te kan hanteer. Maar ek dink dit is 'n bietjie soos MasterChef waar jy nie eintlik weet wat jou bestanddele gaan wees nie. Jy moet net die beste gereg kook wat jy kan. Maar dit beteken dat jy ondervinding nodig het. Want as jy 'n bietjie kyk na Comair, ons het oor die 50% van ons werknemers het meer as 10 jaar se diens by die maatskappy. Oor die 67 jaar het ons net 4 besturende direkteure. So dis alles ondervinding en
jy moet weet wat om te doen en wat om gou te doen as die mark verander of as die kostes verander. Suid-Afrika is 'n snaakse posisie. Julle kompeteer met 'n staatsgesubsidieerde en ondersteunende lugredery. As 'n mens kyk na die hulp wat die belastingbetaler vir julle kompetisie, dis nou die staatslugdienste gegee het, werk dit uit op 11 miljard rand die afgelope klompie jare. En aan die ander kant is hier 'n privaat lugredery wat 'n winsgewende besigheid in hierdie omstandighede bedryf. Hoe hanteer 'n ou so 'n situasie? Okay, ons sal geen finansiële voordeel kry nie, so ons moet aanhoudend ons produk en ons diens verbeter en na ons passasiers luister en aanhoudend hoop dat die passasiers weer na ons sal terugkom, al doen SAL wat. En dis wat belangrik is, dat ons aanhoudend daardie produk verbeter en dat ons passasiers ons ondersteun. Wat moet gedoen word om die Suid-Afrikaanse lugvaartindustrie op 'n gelyke vlak te kry, meer groei te kry, sodat ons nie hierdie situasie het wat toetreders dit nie maak nie? Daar is beleid en wet alreeds in plek om SAL's se praktyke te reguleer. En dis die grootste probleem is dat hulle nie dieselfde koste druk het as wat die private lugredery het nie. Nou, as hulle dieselfde risiko het as die private lugredery, dan dink ek almal sal voortduur. Maar die probleem is as die private lugredery 'n heel ander risiko het as SAL, dan is dit moeilik om te kompeteer. Dis nie 'n gelyke speelveld nie. Nee, dis die probleem. Erik, jy's op 'n tyd beskryf as hiperproduktief. Stem jy daarmee saam? Ek word gou verveeld en ek kan nie stil sit nie, maar ek glo nie ek's 'n workaholic nie. As ek by die huis kom, moet ek altyd besig hou met iets. Ek het altyd 'n projek in die motorhuis. So ja, ek hou daarvan om besig te bly. Ek kan nie lank voor die TV stil sit nie. Julle is baie suksesvol in die aanlyn besigheidsmodel. Kulula.com, Kulula Travel verskaf 'n diens op aanlyn platforms baie suksesvol. As jy vir iemand advies gee wanneer dit kom by aanlyn besighede, die begin, die bestuur, die bedryf van 'n suksesvolle aanlyn besigheid, wat is daai elemente? Ja, dit is 'n goeie manier om jou produkte te versprei, want jy het nie meer daai koste van hoë kapitaalkoste wat jy gewoonlik in 'n winkel nodig het. Maar jy moet onthou dat jy nou met die hele wêreld kompeteer op die internet. En daarom moet jy iets besonders aanbied. Jy moet die mense aan jou internet portaal trek en jy moet 'n goeie diens lewer, want anders kom hulle nie weer terug nie. Hulle het soveel ander moontlikhede oral om die wêreld. Ek koop goed van die FSA, ek koop goed van Europa en baie keer is dit goed wat ek in Suid-Afrika ook kan koop. Maar die diens en die koste is baie keer goedkoper oorsee. En 'n mens moet dit onthou, jy kompeteer met 'n baie groot mark. Maar as jy dit reg kry, as jy 'n goeie portaal het en jy 'n goeie produk, dan kan dit goed werk. As jy weet wat jy nou weet van die lugvaartbedryf, toe jy in 1996 vir die onderhoud gegaan het en die pos aanvaar het, as jy weet wat jy nou weet, sou jy die industrie nog steeds 'n loopbaan gemaak het? Ja, ek sou. Ek dink ek werk met 'n span met dieselfde energie om elke dag die nuwe uitdagings aan te pak. En dis waarvan ek hou. Jy weet, die energie is altyd daar. En ek dink as jy eers in die industrie is, moet jy daardie energie hê. So die mense wat nie daarby pas nie, hulle sal ergens anders gaan werk. En wat oorbly is die energie om elke dag se uitdagings aan te pak. En dis wat ek geniet.